Geliefdes, hartlike welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondagoggend ingeskakel is, weer eens na hierdie erediens uit Geloof in Aksie gemeente. Soos daar berge is rondom Jerusalem, so is die Here God rondom ons, sy kinders, nou en vir altyd. Amen. Nou geliefdes, ons Here Jesus Christus, kom ons gesels vanoggend so 'n bietjie rondom die grootheid van God. En die wonderlike wete dat ek en jy veronderstel is om te weet dat waar jy ook al beweeg, elke dag van jou lewe, jy ook hierdie grootheid binne in jou het. So wonderlik om dit te kan weet. Dis 'n sekere wete. Maar nou is die vraag vanoggend. En ek is mal daaroor wanneer God vir ons vrae begin vra. Want dit bewys vir my persoonlik hoe ernstig God met ons is en hoe belangrik dit is dat ons sal leer. Dis hoekom God ons vrae vra. Die vraag is, waar plaas jy vir God in jou lewe? Plaas jy hom aan die einde van jou lewe of plaas jy hom aan die begin van jou lewe? Waar plaas jy God elke dag? Aan die begin van jou dag of aan die einde van jou dag? Dit mag dalk vir jou na 'n baie maklike vraag klink. Maar luister baie mooi. Waar plaas jy God wanneer jy nodig het om te soek? Wanneer jy soekend is? En verder is die vraag, wat soek jy? Dit is almal soekend, maar wat soek jy? Soek jy dinge of soek jy die een wat die dinge vir jou kan gee en vir jou wil gee? En indien jy wel die een soek wat die dinge vir jou gee, dan is dit hierdie belangrike vraag waarop ek en jy voor God vanoggend 'n antwoord sal moet gee. Soek jy God net totdat jy gekry het waarvoor jy gevra het? Nadat jy het ontvang het, dan soek jy nie verder nie? Of soek jy sy goedheid? Soek jy net sy hand? Of soek jy sy hart? En soek jy net goed? Luister mooi. Of soek jy wat ook al mag kom, omrede jy weet dat jy die goddelikheid, die grootheid van God binne in jou elke dag het. Want geliefdes, luister wat sê God. God sê, wat ook al jy ook al dink en wat ook al in jou gedagtes sou opkom. God sê, dis jou eerste. Dis jou eerste, sê God. Nou is die vraag, is dit waar jy vir God sit? Sit jy hom eerste? Kom ons lees wat staan daar in Maleagi 3. Maleagi 3 vers 10. Daar staan, bring die volle 10de na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, en vir julle reën sal uitgiet, geestelike reën, meer as wat julle ooit kan gebruik nie. Toets my, sê God. Hy sê, al jou 10des, nou is dit nie langer net jou eerste nie, en die King James praat van alles. So alles wat jy dink, alles wat jy het, gaan dit regtig terug na God toe? So wanneer God vir jou iets gee, kan jy dit teruggee, sodat daar meer vrug kan wees.
En daarom, geliefdes, luister, in een vers, kom God en hy bring 'n situasie, sowel as 'n vrywil bymekaar. Maar daarmee saam, kom daar ook 'n belofte. God sê, toets my. En hierdie is 'n oop uitnodiging aan elkeen wat hierdie woord hoor. 'n Oop uitnodiging aan elkeen wat God eers in hulle lewens stel. Ander vertalings sê, kyk en sien dat dit God is wat dit sê. So wat kom doen God? Hy kom daag as ware die mensdom uit. Elke mens wat dit hoor, hy kom daag jou as ware uit met hierdie skrif. Om hom te toets of dit wat hy sê wel deur hom in vervulling sal bring. Geliefdes, God beloof dat hy vir jou en my meer blessing sal gee as wat ons in staat is om te hanteer. En op hierdie punt hoor ek baie duidelik hoe die Heilige Gees vir my vra, hoekom sukkel die mensdom hiermee? Want die mensdom sukkel hiermee. Hoekom is dit so 'n worstelstryd om dinge net te laat gaan en dit alles in God se hande te plaas? En God sê, as jy jou probleme alles vir my gee, sal jy verseker 'n blessing op jou probleme sien. So wanneer jy 'n probleem sien, dan sien jy eintlik hierdie lofprysing wat op jou lippe is. Net soos die geval van Maria Magdalena. Daar by die leë graf het sy net 'n probleem gesien, 'n geweldige probleem. Hulle het haar meester weggevat, hy's dood. Dit het sy gesien. Hulle het hom hier kom weg lê, sy liggaam, en nou is hy net weg. Hier lê net 'n leë graf. Sy het 'n probleem gesien, maar wat het ek en jy wat glo? Ons is gelowige kinders van God. Wat het ons ontvang? 'n Belofte. Maar God sê wat hy vir jou en my in gedagte het, is 'n lofprysing, 'n overflow van blessings. Daar waar jy 'n probleem het, en al wat jy hoef te doen is om alles vir God te gee, die goeie en die slegte. Dis al wat ek en jy kan doen. Ons kan niks met hierdie goed maak in ons eie hande nie. Ons maak net droog. Daarom sê God, gee die goeie en die slegte vir my, gee alles vir my. Luister wat sê die woord in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Alle dinge werk ten goeie saam. Geliefdes, God gebruik jou probleem om vir jou 'n loflied en 'n danklied op jou lippe te bring. En al wat jy moet doen is om seker te maak dat jy jou hele lewe, jou hele menswees, jou hele bestaan oorgee in God se hande. En dan sal God sorg dat dit alles verder oor jou gaan. En dit, my geliefde vriend, word eintlik 'n verhouding genoem. En dit is wat God begeer van sy kinders, dat ons in 'n lewende intieme verhouding met hom elke dag sal leef. Geliefdes, wanneer God vir ons sê, daar in Maleagi 3 vers 10, waar God sê, en jy moet nou baie mooi luister, ek sê baie keer, mense luister maar hulle hoor nie, en dit is ongelukkig waar. Daar staan in Maleagi 3 vers 10, ek bly nou fout maak. Maleagi 3 vers 10 staan daar baie duidelik. Toets my. Toets my, of ek nie dalk die vensters van die hemel sal oopmaak en vir jou meer sal gee, as wat jy ooit kan bid of dink of vra nie.
Want God sê, gee hom eerste jou 10de. So geliefdes, en nou moet jy asseblief nie op hierdie punt besluit om hierdie jouself vir dood te maak, vir TV af te sit nie, en wat jy sê, nou gaan daar weer net oor geld gepraat word nie. As dit is wat jy dink, beloof ek jou vanoggend, gaan jy sleg uitmis, en want dan verstaan jy glad nie tiendes nie. Die grootste oormeerderheid van die mensdom, sogenaamde kinders van God, verstaan nie tiendes nie. God sê, wat is tiendes? Dis alles wat in jou gedagtes opkom, alles wat jy dink, alles wat jy moet doen. Wat jy ook al dink, wat jou gedagtes opkom, dit is jou eerste, dit kom eerst in jou gedagtes op. Dit moet jy vir God gee. Bekommernisse, gee dit vir God. Hierdie gedagtes wat by jou opkom, miskien dalk van drome, van ideale wat jy koester, gee dit vir God. Dit is jou eerste. Dit is jou 10de wat God sê. Jou 10de moet jou eerste van alles wees. Nie die eerste van jou oes of van jou inkomste nie. Want dis wat baie mense dink, dit is al waaroor tiendes gaan. Die eerste van jou alles is jou 10de. En ek vertrou God dat jy vanoggend hierdie revelation gaan kry, gaan besef dat wanneer God sê, ek soek jou eerste, ek soek jou 10de, dan is dit jou eerste van alles. Nie net van jou inkomste nie, ook van jou gedagtes, ook van jou drome, ook van jou ideale. Bring die volle 10de na my voorraadkamer toe, sê God, sodat daar iets te ete kan wees in my huis, en toets my hierin. Dis 'n uitdaging wat God vanoggend terug aan elkeen wat hierdie woord hoor. God sê, toets my. Ek, God Almagtig, sweer by my eie heiligheid, sê God, dat nie een woord van my onvervuld sal gaan nie. Maar jy moet my daarin toets. En om dit te kan doen, moet jy jou eerste van alles, elke gedagte, jou eerste gedagte, jou eerste vir my gee, sê God. Wanneer jy jou oë oopmaak in die oggend, is die eerste, moet God in jou gedagtes wees, dis die eerste. Nie later in die dag nie, nie wanneer jy 'n tydjie het nie, heel eerste. Al jou 10de, sê God. So nou is dit nie net langer jou eerstes nie, dit is hoekom ek al reeds gesê, die King James Version praat van alles. God soek jou alles. Alles wat jy het, gaan dit regtig terug na God toe. So wanneer God iets vir jou gee, kan jy dit teruggee sodat daar meer vrug kan wees. Want onthou net, jy kan nie 'n oes gaan afhaal in die natural op 'n land, as jy nie geplant het, of mielies, of sonneblom, of grommetjies, of wat ook al, as jy nie 'n oes in die grond gesit het nie, as jy nie saad in die grond gesit het nie, kan jy nie 'n oes kry nie. Maar onthou ook dat op elke saadkorrel wat jy saai, elke saadkorrel, is daar 'n oes. Ook wanneer jy haat saai, skinder saai, onvergewensgesindheid saai, woede saai, al hierdie lelike dinge, as jy ook dit saai, ook dit gaan 'n oes oplewer. En daarom sê God, eintlik die Heilige Gees vir my, ek kan nie verstaan, hoekom sukkel ons mense met hierdie goed nie. Ons het soveel dinge wat ek moet nou, planning wat ek moet doen, wat ek moet opstaan môre, wat ek moet doen. God sê nee, ek moet eers in jou gedagtes wees, dis deel van jou 10de, wat jy aan my gee, jou eerste. Here, ek kan nie 'n tree gee sonder U nie. Ek sluit af. Geliefdes, is belangrik dat jy 'n belofte van God, wat hy jou gee, jou eie sal maak. Jy moet dit as ware besit. Sê, Here, elke belofte in U woord, kom eis ek op, ek staan daarop.
Want u sê duidelik ook vanoggend vir my, ek moet elke belofte, ek wat u kind is, met elke belofte wat u my gee, moet ek kan besit. Want dis die enigste manier hoe ek en jy 'n God oomblik kan hê. Jy onthou baie goed daardie boodskap wat God met ons gepraat het oor 'n God moment, 'n God oomblik. Dis al hoe jy hom kan hê. As jy die beloftes wat God jou gee, jou eie maak, besit neem en sê, Here, dis myne. Dis myne, Here. Ek behoort aan U. U is my alles. En daarom gee ek my alles vir U. Die eerste van alles. En dit begin by ons gedagtes. Mag God jou ryklik seën en vir jou werklik ook hier 'n revelation gee rondom tiendes. Dit gaan nie net die eerste van jou inkomste nie. Nee. God sê, jou tiende in werklikheid wat ek van jou vra, ek moet jou eerste wees. Ek moet jou alles wees. En jou eerste moet jy vir my gee. En dan sê God, toets my hierin. Kom ons aanvaar vanoggend hierdie uitdaging van God. En ons maak 'n keuse vanmôre om te sê, Here, ons gee alles vir U, ons eerste. U is die belangrikste in ons lewe, Here. Sonder U kan ons nie, sonder U wil ons nie. Here, sonder U het ons nie 'n toekoms nie. En ons kies vanmôre te sê, Here, alles is U sinne. Ek gee dit terug vir U. Ek sê, U saai terug in die grond, elke positiewe gedagte. Ek sit dit terug in die grond. Ek saai dit in waar ek met mense praat, wat ek doen. Ek maak 'n verskil. Ek doen dit omdat ek die eerste vir U gee. Here, U is my prioriteit. Nommer 1. U wat die hoogste autoriteit is, moet elkeen van ons se grootste prioriteit te wees. En ek bid, Vader, dat U ons getrou sal maak. Elkeen wat ook hierdie woord hoor vanoggend. Amen. Dit is ontvang die seën van die Here en gaan leef in hierdie abundance wat God vir jou gedagte het. Want dit is wat Johannes 10 vers 10 sê, die tweede gedeelte. Jesus het reeds gekom sodat ek en jy die lewe kan hê en geniet en dit in oorvloed. Abundant life. God seën jou. Amen.